Sit gerus. Ek neem aan die storie het versprei, want ek het hom gehoor versprei, oor wat laasweek gebeur het, en die verklaring wat die kerkraad aan julle gegee het oor wat in die toekoms gaan gebeur. En daarom het ek besef vanoggend moet ons een ding weet, want mense het vrae. Mense het my vrae gevra, en een van die grootste vrae is, en ons het dit hier gehoor, aan wat behoort ons? En dis 'n baie goeie vraag, om 'n klomp dinge aan te vang, moet jy mooi dink verder. En ek wil een ding baie duidelik maak, ons het nie 'n 5-jaar plan vir sentraal gemeente nie. Ons het 'n 50-jaar plan vir sy gemeente. Kerk hou nie op nie. Baie mense vra vir my, maar wat gaan ons maak? En ons moet die kerk vol kry, dit sal wonderlik wees. En as die kerk nou vol mense sit, wat dan? Gaan ons dan nou ophou en huis toe gaan? Nee. Want die koninkryk en woordverkondiging hou net nie op nie. Dis 'n ewigheidsding. Nou kom ons kyk 'n bietjie, want as ons verbintenis verbreek met die NG Kerk, is hierdie goeie vraag om te vra. En kom ons begin vandag by die oorsprong. Aan wie behoort ek en jy? Want wat gaan ons onsself noem? Ek het mooi vrae gehoor die afgelope week, wat gaan ons onsself noem? Dis 'n baie goeie vraag. En een persoon het vir my die soetste vraag gevra, bietjie sarkasties van, wat gaan ek nou op my vorm skryf as ek by die dokter kom? Want daar sal staan ons kerkdenominasie. Dis 'n baie goeie vraag. So, maar kom ons vertrek by die punt van ons identiteit. Die vraag is, waar behoort ek? Want as ek aan iets behoort, dan bepaal dit my identiteit. En wat doen ons gewoonlik? As ek en jy by iemand aankom, in 'n nuwe gesprek, ons nuwe mense by 'n braai, of wat se gesprek ook al, selfs nuwe mense na die diens by die koffie drink, begin ons met mekaar so 'n bietjie gesels oor die weer, en dan is die volgende ding wat ons vir mekaar vra. Nou, wat se werk doen jy? So is nou die eerste ding. Ons moet nou hierdie persoon klassifiseer. Ons moet nou identiteit vir hierdie persoon gee. Volgende vraag wat ons vra dan natuurlik is, vir die kinders byvoorbeeld, in watter skool is jy? En dan is daar mos nou hierdie getoutrekkery. Party mense se gesigte kan ek sien, as hulle vir my vra, in watter skool is jou kinders? En ek sê Driehoek. Dan kry ek hierdie gesig. Ander is weer opgewonde, ek was ook in Driehoek. Maar so vra en jy vra nou nie die ou se salaris nie, maar jy vra vir die persoon, waar pas hy in? En later kom ons op 'n plek waar die persoon dalk 'n sport of 'n aksie het wat hy of sy van hou. Op hierdie stadium as jy met 'n dame praat aan ons gemeente en jy vra, nou wat hou jy om te doen? Dan sê hulle, donderdagoggend ons hikel. En dan is hulle besig. Maar dis iets wat deel van hulle identiteit is. En dan skep ek en jy 'n prentjie van hierdie persoon, hoe hy of sy lyk, en wat ek dink waaraan die persoon behoort. Soos die verhouding aangaan natuurlik, begin jy die persoon leer ken en sien, goed, hierdie persoon is so tipe mens. Daar's niks verkeerd daarmee nie, want dis hoe ons is. Ons is gemaak om ergens te behoort. Dis regtig 'n belangrike ding. Die moeilike ding is, die maklike ding eerste is, ek en jy behoort aan God, en ons gaan kyk daarna vanoggend. Mense wat nie aan God behoort nie, of wat nie glo in die woord van God nie, het 'n probleem. En ek weet ek's op kamera, en ek gaan vir die kamera kyk, en mense wat nie in God glo nie, spartel, met stories, met teorieë, sekulêre goeters, want hulle is eintlik soekend. Ja, hulle is soekend na iets, want ons het laas Sondag gepraat van 'n leemte. Waar behoort ek? Waar behoort ek aan? Die wêreld het verskillende beskouings van wanneer jy behoort ergens, of as jy deel is van iets. En ek wil graag daarna kyk vir hierdie oomblik is, die eerste manier om te behoort volgens die wêreld is, jy's iets se eiendom. Met ander woorde, jy's 'n besitting. Jy behoort aan hierdie plek en jy's 'n besitting daarvan. Ek en jy dit ook, daar is 'n huis wat aan my en jou behoort, dit is my eiendom. Die tweede manier van behoort is lidmaatskap. Jy's 'n lid van iets, soos byvoorbeeld die gym. Jy betaal elke maand die geld, kyk haar gesigte, maar jy kom nie daar uit nie. Maar jy behoort daaraan. Jy's 'n lid daarvan, jy het lidmaatskap.
Of jy het 'n verbintenis met iemand. Jy's wel in 'n huwelik, dis op 'n stukkie papier. Jy's wel in 'n huwelik, jy's wel in 'n verhouding, maar dit kan partykeer net op 'n stukkie papier wees en daar is nie diepte nie. En dan die ander manier is, jy kan aan iemand behoort wat jou gekoop het, veral in ons geskiedenis van die wêreld, waar iemand 'n slaaf is. Dis nie baie positiewe maniere om te behoort nie. Maar die wêreld soek maniere om te behoort. Ek moet aan iets behoort. Maak nie saak wat dit is nie. En hierdie voorbeelde wat ek nou met jou gedeel het, is gebroke. Dis behoort, maar dis nie goed nie. Want die ergste van alles is, in hierdie voorbeelde van behoort, 'n eiendom. Ek weet God sê ons is 'n eiendom, maar ek praat vanuit 'n wêreldbeskouing. Volgens die wêreld en die mense wat nie in God glo nie, is die maker nie betrokke by die behoort nie. Ek en jy aan die ander kant, ons maker, ons God, ons behoort aan hom. Hy is deel van hierdie verhouding. Hy maak deel uit hiervan. Want hoekom? Efesiërs 2 vers 10 sê baie duidelik, ons is God se handewerk. Hy het ons in eengesindheid met Jesus gemaak. Ons behoort aan hom. Ja, dankie oom. Dis die waarheid. God het my en jou gemaak, sodat ek en jy aan hom behoort deur Jesus Christus. Ek wil 'n skrif met jou deel vanoggend, uit Petrus uit. Petrus skryf iets hierso vir ons, en ons gaan 'n bietjie moet vashou vanoggend, maar iets baie dieps oor ons identiteit en waar ons behoort. Nou kom ons lees saam 1 Petrus 2 vanaf vers 6 tot 10. Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar. Maar wie in hom glo sal verseker nie beskaam staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld, juis die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor mense kan struikel, ja, 'n rots wat jy kan laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord gehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Hulle struikel omdat hulle aan die woord gehoorsaam is, en daarom struikel hulle. Luister mooi. Jy sal sien die woord is kleinletters. Dis nie die woord van God nie. Nie daar so verward raak nie. Hier kom ons teksvers. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle was eers nie 'n volk, maar nou, volk van God, is wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Dis baie goeders om te lees, en dis nog moeilik ook om te lees. Wat probeer Petrus vir ons hier sê? Voor ons verder in die skrif kyk, is daar iets wat ons moet verstaan, want hy gebruik die woord volk 3 keer. Kom ons gaan kyk 'n bietjie oor hierdie woord volk, want nou is ons in die Nuwe Testament, en hy praat van die volk. Is dit nou net die Israeliete? Is dit miskien net die Afrikaans sprekende mense in Suid-Afrika? Is dit sekere mense net in Europa? Want dit kan verwarrend wees. Wie is hierdie volk? Van watter volk praat hy? So ons gaan 'n bietjie kyk na die woord volk. Waar pas die woord volk in, en jy moet vashou? En ons weet self, skrif moet skrif interpreteer. Daarom wil ek 'n volgende stukkie skrif met jou deel. Nou luister nou mooi, hou vas. Hier is Petrus geskryf aan hierdie kant. Hier is ons nou Openbaringe, kom ons verduidelik hom so. En hierdie kant is Genesis. Dis die eerste boek in die Bybel. Openbaring is die laaste boek in die Bybel. Handelinge is hierso waar die kerk begin het, né? En dan sit Petrus hier rond. Hierso omtrent so gedeelte. So ons het nou in Petrus gelees. So kom ons gaan nou terug na Handelinge toe. Die eerste diakens, die kerk is vars en nuut. Dinge het net gebeur. Ja, dinge het gebeur. Dit was nie 'n maklike tyd nie. Maar kerk is nie bekend soos ek en jy dit het nie. En Stefanus is een van die nie disippels nie, van die diakens. En dan staan daar ook baie duidelik, hy was vol van die Heilige Gees. En hy word voor die Sanhedrin gebring, en hoor 'n bietjie wat sê hy vir hulle. En hy praat oor Moses, Handelinge 7 vers 36. Dit was hy wat hulle uitgelei het, en wonders en tekens in Egipte en by die Rooi See en in die woestyn gedoen het, 40 jaar lank.
Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, God sal vir julle 'n profeet, net soos ek uit julle broers laat opstaan. Dit is hy wat in die volksvergadering in die woestyn, saam met die engel wat met hom oor die berg Sinaï gepraat het, en saam met ons vaders was. Hy het lewend geword, hy het woorde ontvang om aan ons te gee. Goed, hier is 'n woord, volksvergadering. Hoor mooi, ons het die gedeelte hierso met Handelinge wat 'n volksvergadering is, die volk, en Petrus praat van die volk. As jy na die oorspronklike taal in die Grieks gaan kyk, is daar die woord wat Stefanus van praat, ekklesia. Ekklesia beteken kerk. En ons is ekklesia completa. Dis ons. Ekklesia completa is die kerk in geheel. En dan kan jy maar verder gaan kyk, hierdie woord is 115 keer in die Nuwe Testament gebruik, elke keer wat daar van die kerk of die gemeente gepraat word, ekklesia. Ek en jy kan die woord ekklesia vervang met volk in die Nuwe Testament en kerk. Dis presies dieselfde. Maar dis ons identiteit. Ons is 'n ekklesia, die bruid van Christus. Dis ons. Dit is ons identiteit. So jy het vandag dalk 'n nuwe woord geleer, ekklesia, wat jy nog nooit gehoor het nie, maar dis die kerk. Nou, hoe gaan ons seker maak, dis regtig wat Jesus beloof het? Kom ons gaan kyk in Matteus, nou moet julle kop hou. Hier's Genesis nog steeds. Hier's Openbaringe, hier's Petrus, hier is Handelinge, hierso sit die evangelies. Die Here Jesus is op die aarde, hy praat met ons tussen mense, en hy skryf in Matteus 16 vers 18, ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my ekklesia bou. Ek weet, ek gaan nou 'n stukkie aan hieroor, maar dit is vir my belangrik dat jy mooi moet verstaan is, dis ekklesia. Nie dit nie, dit is ekklesia. Dis die kerk, dis ons. Met ander woorde, waar ons die woord volk kry, en jy kan maar gaan kyk in die Nuwe Testament, en hy praat van my volk, dan praat hy van sy ekklesia, sy kerk. So, kom ons gaan nou terug na Petrus toe, ons is nou weer hierso. Julle moet nou kop hou vanoggend. Ek wil weer vir jou daardie stukkie lees. Julle is egter 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n ekklesia wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle weet, julle was eers nie 'n ekklesia nie, maar nou 'n ekklesia van God, wat nie eers die ontferming ontvang het nie, maar nou die ontferming ontvang het. Sentraal gemeente, wie dit wil weet of nie, jy behoort aan God. Jy behoort aan God. Dit is ons vertrekpunt vanoggend. Denominasie, naam, etiket, maak nie saak nie. Logo buite op die gebou, maak nie saak nie. Punt nommer 1 is, ek en jy behoort aan God. Dit staan vas. En dit is belangrik om dit te weet. Maak nie saak deur wat ons gaan nie, maak nie saak deur wat die wêreld gaan, waardeur kerke gaan nie. Maak nie saak of daar 'n oorlog in 'n land uitbreek en kerke word afgebreek en uiteindelik is daar nie meer jou kerk waar jy kan kerk hou nie. Jy moet onder 'n boom kerk hou. Aan wie behoort jy? God. Goed. Dis 'n goeie redenasie. Ek hou daarvan. Maar wat van my en ons persoonlike goedheid? Want as ek sê die kerk behoort en ek is ekklesia en behoort aan God, aan wat behoort ek? Waar pas ek in? En die grootste probleem is, dit kan nie net die kerk wees nie. En ongelukkig gebeur dit met my en jou, dat ons deur die krake val. En dit is so hartseer, mense val deur die krake in gemeentes. Hulle raak verlore, hulle mis later die kerk. Daarom is ek en jy ook aan God, soos deel daarvan. Daarom moenie moed verloor nie, en ek wil vir jou iets lees vanoggend, die Heidelbergse Katekismus, Sondag 1, vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel
in lewe en in sterwe, nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus. En dan het ek vir jou 14 tekste, as jy wil sal ek hulle vir jou lees vanoggend, om dit vir jou te bewys. Staan in die skrif. Dis die Heidelbergse katekismes. Die ouer persone, ek hoop jy kan dit onthou. Dis vir ons geleer. Ek behoort aan God. Hoekom? Hoe kan ek dit bewys? Daar moet spesifieke belangrike gedeeltes wees. Die eerste ene is 1 Korintiërs 6 vers 19. Selfs die Heidelbergse katekismes sê dit, maar kom ons kyk na die skrif. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, jy behoort nie aan jouself nie. Al dink jy so oulik. Jy is toe nie. Dis toe nie jy self wat waarde aan jouself gee nie. Jy behoort aan Jesus Christus. Dis wat daar staan in 1 Korintiërs 3 vers 20. Jy behoort aan Here Jesus Christus en hy behoort aan God. Gaan lees maar die skrif. So jy kan hieroor redeneer soveel as wat jy wil, dis vas. 1 Petrus 1 vers 18. Jy is gekoop en jy is voorbetaal. Ek raak opgewonde hieroor, maar nie julle nie. Ons almal kry goeders in die hande en ons moet betaal daarvoor. Wat beteken dit as jy betaal? Jy moet 'n opoffering doen. Jy moet iets uithaal en jy moet dit gee. Dis nie maklik nie. Veral nie 3 dae na die einde van die maand nie. Maar God het gekom en sy seun gegee, gesê, maar ek sal betaal. Dink jouself net daarin. Kom ek vat 'n voorbeeld. Dis eintlik 'n bekende voorbeeld. Kom ons sê jy word ter dood veroordeel. Ek sê as jy dit nie weet nie, ek en jy genoeg sonde gedoen om ter dood veroordeel geword. En hulle stuur jou na die elektriese stoel toe om doodgeskok te word. Dis verby. Jy weet jy is skuldig. Jy weet dit. En dan daag 'n man op met 'n jong seun. En hy sê nee, wag, kom ons haal jou uit die stoel uit. Staan jy daar aan een kant, dan roep hy sy seun, sê, Boeta, kom sit jy vir my hier. Want hierdie oom of tannie is belangriker as jy. Dis wreed. Dis God. Dis wat hy gedoen het vir my en jou. En toe sterf hy. Johannes 10 vers 27 sê baie duidelik, jy is veilig. Nie net veilig nie, jy is in God se hand. Ek bid dit soveel keer, niemand sal jou uit sy hand uitruk nie. Want jy is gegee aan die Here Jesus. Ek het 4 stellings gemaak. Ek dink jy het 4 keer gehoor, wat het ek gesê? Jy. En al die skrifte gaan dit oor ons, hoe belangrik ons vir God is. Dit is ongelooflik, hy sien my en jou raak. Maar kom ons gaan terug na ons skrif toe. Ons is terug hierso by Petrus. Ek wil dit weer vir jou lees. Ons moet 'n bietjie daarna nog verder kyk. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n eklesia wat aan God behoort. Kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Volgens kry jy amper 'n lesing. 'n Uitverkore geslag. Dis jou identiteit. Dis wat die woord van die Here sê, jy is gekies. Jy is gemaak na God se beeld en hy het jou gekies. Hy het jou nie misgekyk nie. Jy is vir hom belangrik. Jy is nie net 'n nommer in die kerk nie. Nee. Jy is nie net 'n nommer in die gemeenskap, in die land, in die wêreld nie. Jy is gekies. Blydensklas vra vir my nou die dag, oom, maar hoe weet ek of ek saam met die Heilige Gees stap? Hoe weet ek die Heilige Gees en ek het 'n verhouding? Ek sê my kind, wat soek jy hier? Wat het gemaak dat jy die moeite sou doen, dat jy die behoefte het om na God se woord te luister? Sy Gees. Dis wat hy doen. Hy maak jou honger vir sy woord, want jy wil net meer en meer en meer hê. Want jy's 'n uitverkore volk. Ek kan van myself praat en ek moenie altyd nie, maar daar was 'n tyd in my lewe wat ek nie regtig naby die Here was nie. En ek gee hom tot vandag toe al die eer. Hy het op sy metode wat hy besluit het moet gebeur, letterlik afgebuk en gesê, hey, dis nou tyd.
Ek het jou gekies. Jy moet dinge begin uitsorteer. Is dit nie wonderlik nie? God het my nie misgekyk nie, en hy het jou nie misgekyk nie. En daarom sit ek en jy hier vanoggend. Ek wil verder gaan in die skrif. Dan is daar nog 'n identiteit wat jy het, 'n koninklike priesterdom. Daaroor kan ek jou eintlik die hele oggend besig hou. So gaan net so 'n stukkie van dit aanraak. Jy weet as jy na die Ou Testament kyk, dat die priesters het gegaan in die allerheiligste, en hulle het versoening gaan doen. Die priesters was die kommunikasie tussen die volk en die Here. En nou, voorhangsel van die tempel het geskeur, en ek en jy het nie 'n priester nodig nie. Ons is opgetel, gesê, jy is my kind. Jy is 'n priesterdom, so identiteit, jy kan met my praat. Ek en jy die toegang om die woord oop te maak. Ek en jy die toegang om die Here Jesus aan te roep, sonder om 'n priester in te roep, of 'n predikant, of 'n pastoor, dit maak nie saak nie. Ek kan self met God praat. Ek kan 'n verhouding met die Here Jesus hê, want ek is deel van sy kerk. Die laaste punt daar wat ek wil aanraak is, jy's 'n heilige nasie. Dis nie maklik nie. En die Here Jesus sê dit weer in 1 Petrus 1, skryf Petrus daarso, wees heilig, want ek is heilig. Nie waar nie. As jy iemand navolg in die lewe, of dit in 'n sport is, of in 'n aksie, of in 'n metode, hunker jy gewoonlik daarna om soos daardie persoon te wees, om op daai vlak te kom, om te leer wat daai persoon het. Jy het 'n mentor, jy het iemand wat jou rigting aanwys. Nou het jy 'n mentor, die Here Jesus Christus. Daarom het ek en jy die behoefte om soos hy te wees. Dis harde werk, maar hy het jou geroep. Hy ken jou op jou naam. Dis jou identiteit. Ek en jy is vir die Here belangrik. Ek en jy as persoon, ons gemeente is vir die Here belangrik. Want ons is sy bruid. Ek gaan hierdie vraag reguit vra. Mense sê vir my, dis nie nodig om kerk toe te kom nie. Dis nie nodig om deel te wees van die kerk nie. Ek sal sommer op YouTube of op my selfoon gaan kyk daarna. Maak my bang, want dit beteken een ding. Jy stel nie belang om deel te wees van hierdie bruid nie, want die Here Jesus gaan sy bruid kom haal. Jy kan maak net wat jy wil, hy kom. So jy is nie bereid om deel te wees van hierdie verhouding nie, nee. En ek weet, ek praat nie nou met julle nie, ek praat met die kamera, want wat gebeur is, dis te gemaklik om op die kant te sit. En dan vra ek vir jou, as jy nie deel van die bruid wil wees nie, en die Here Jesus kom sy bruid haal, wat dan? Wat word van jou? Hy ken jou by die naam, maar jy sê nee, 'n verhouding met God en deel van sy bruid wees is nie vir jou nie. Ek en jy kan redeneer soos ons wil, ons is deel van Ekklesia, en as ons deel is van Ekklesia, dan is ons deel van die bruid. Dis waarom dit so belangrik is, om 'n Ekklesia completa te wees. Ek gaan dit weer vir jou lees. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, die Here Jesus Christus behoort. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U met 'n hart van dankbaarheid, opgewondenheid, want ons is kind van God, ons is geroep, ons is gemaak deur U. U het ons nog nooit misgekyk nie, U is lief vir ons. Ons sit vanoggend voor U met 'n dankbaarheid, 'n heilige priesterdom. Ja, Here, wat U ons gekies het, ons nie misgekyk het nie. En daarom is daar groot dankbaarheid. Ons wil bid vanoggend ook vir ons Ekklesia, ons gemeente, vir die pad vorentoe. Hou ons hande vas, lei vir ons. Dit help nie ons doen wat uit ons eie harte uit is nie, ons moet doen wat U wil hê. Ons gebed is ook nie net vir ons gemeente nie, maar vir ons gemeentes
in die NG Kerk, gemeentes wat ook uitdagings het, ons broers en ons susters, Here, dat U saam met hulle sal stap, in eenheid. Ons bid vir ons gemeenskap. Daar is soveel dinge wat ons by U voete kan neerlê, wat 'n uitdaging is. U weet. Ons bid nie net vir onsself nie, ons bid vir dit wat om ons gebeur, mense wat U nodig het. En vanoggend wil ons U vra dat U Gees sal kom en 'n honger by mense sal bring, sodat hulle sal soek na die Eklesia, die ware kerk, die kerk van die Here Jesus Christus. Amen.